vir u sê, ons kan nie anders as om te sê God is goed nie. Ek weet nie wie van u kan onthou nie, so 2-3 weke, ek skat is 2-3 weke voor die brande, en jy begin eintlik van Desember, dalk sit jy begin van Desember, ek vra verskoning, dalk bietjie langer. Toe het die Here vir ons gesê, ons moet bid en ons plekke onder sy bloed hou, ons sal sien, dit sal verby ons gaan, dit sal om ons gebeur, maar dit sal ons nie tref nie. Kry ek so ondervleiste, wil ek dit nou sê, onthou jy dit? God is goed, God is getrou en ons eer hom, en ek weet ook so sal hy ons help om ander te help wat wel geraak is deur hierdie goed. Maar ons is so dankbaar dat ons deurgedraai deur die brande. Een van die gevaarlikste goed wat met die brande gebeur, wat die brande so geweldig onbeheers gemaak het, is wind. En ek wil so vinnig om met iets deel wat die Here met my gepraat het, en ek wil praat oor wind. Ek wil praat oor as ek 'n tema moet gee, sal ek dit eerder dalk noem die Heilige Gees uitkenning, of die wind wat jy nie sien nie, maar nie kan ontken nie. En ek wil graag met u deel oor dit. Die woord van die Here sê in Johannes 3 vers 8, hy sê die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie. En waarheen hy gaan nie, soos elkeen met hy Gees gebore is. Nou, as ek vir jy sê, wys gou vir my, hoe lyk wind? Wie kan vir my beskryf, hoe lyk wind? Jy kan nie vir my sê, hoe lyk wind nie. Jy kan vir my die resultaat van wind verduidelik. Jy kan vir my verduidelik wat wind veroorsaak, al kan jy nie wind self vir my wys nie. Jy kan nie vir my wys, hier's wind nie, hier's wind. Jy kan nie sê, hier's die waaier, hier's wind nou tans, jy wys my gou waar is die wind. Kyk, jy kry 'n paar ouens wat goed gaan sien, is jou medikasie is sterk. Maar meestal gaan die ouens nie dit kan wys nie. Want wind kan jy nie wys nie, maar die effek van wind kan ons wel waarneem. En die Gees van die Here begin met my praat en hy sê vir my dat dit is presies die vergelyking van die Heilige Gees. En dis wat ek vanaand met u moet deel, dat die kerk van God is op 'n plek waar die kerk praat van die Heilige Gees, maar die effek van die Heilige Gees is nie waarneembaar nie. Mense praat van hulle het die Heilige Gees, almal het die Heilige Gees, maar as daar nie 'n resultaat is van die Heilige Gees nie, dan is dit nie die Heilige Gees nie, of jy is totaal en al ongehoorsaam. Stem jy saam met my vanaand? Ek kan nie sê die wind waai, maar niemand sien 'n wind nie. Ek kan, as die wind opsteek, dan kyk ons vir die see en ons sien perdjies op die see. Dis nou nie regte perde nie, is daai wit. Nee, net vir Gautengers sonder halwe wat dalk luister. Nou, as ons sien hy maak die wit perdjies op die see, dan weet ons die wind waai. Dan weet jy waarvoor om jouself voor te berei. Dan weet jy as jy op Pinnacle gaan golf speel, gaan jy 2 eisters meer moet vat, want dis moeilikheid. Jy gaan 10 balle ekstra moet vat, want daardie wind, of jy hom sien of nie, jy kan hom voel en jy kan sien, daar gaan die bal. En jy het nie skielik 'n kat begin slaan nie, die wind vat hom. En ek wil vir jou sê, terwyl die Gees van die Here so met my besig is, sê die Here vir my, daar's baie mense en vandag wat sê hulle glo in die Heilige Gees, die kerke praat van die Heilige Gees, en alles is opgewonde oor die Heilige Gees, maar nou sê ek vir jou, as jy glo in die Heilige Gees, wil ek jou vra, leef jy soos iemand wat deur die Heilige Gees gedryf word? Anders wil ek vir jou sê, is die Heilige Gees nie teenwoordig nie. Who are you fooling? Amen? Is soos die kinders wat vir my sê, hulle het kliphard geleer. Hier is die pastoor, ons het kliphard geleer. Die punte sal dit wys. By geleentheid toe doen ek iets en hulle was nie dik van die lag nie, want hulle maak maar staat as jy nou 'n pa het wat 'n pastoor is, laat hy vir jou 'n woordjie insit. Toe doen ek dit. Toe sê ek, Here, ek bid vanmôre, laat hulle die punte sal kry van dit wat hulle ingesit het toe hulle geleer het. Niks anders as regverdig nie. Hulle was nie dik van die laggie. Want die Here moet daarom ons so bietjie gee, maar God is nie onregverdig nie. God kan nie teen onsself gaan nie. Hy kan jou help om te onthou as jy iets geleer het. Maar hy gaan jou nie kan help om te onthou vir iets wat jy nie geleer het nie.
Want as jy nie leer nie, okay, kom ons los dit daar. Maar okay, lang storieetjie kort te maak en ek begin besig raak oor hierdie goed, want mense verwar die Heilige Gees met emosie en tekens. Mense het begin dink, hoor jy, die Heilige Gees is wanneer mense huil en wanneer mense val en mense lag en profeseë en al hierdie mooi goeters en wonderwerke. Dis pragtige goedjies, dis mooi goedjies, maar dit is nie die Heilige Gees nie. Emosie is nie die Heilige Gees nie. Daar's baie ateïste, daar's baie boeddhiste en sataniste en allerhande en ek kan vir jou sê, hulle het nie die Heilige Gees nie en hulle ervaar ook emosie. Die enigste teken dat die Heilige Gees met jou besig is die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe deur die Gees wat in jou woon. Dis die Christus gestalte wat begin in jou lewe manifesteer. Dis waaroor dit gaan, maar nee, ons weet, ons het almal die Heilige Gees ontvang. Ons het almal die Heilige Gees, is wonderlik. Nee, die winde waai, maar ons sweet en daar's niks skoeligheid nie, maar die wind waai. Ek moet nou glo, is dieselfde om te glo dat pink olifantjies kan vlieg. Ek is 'n realist in die lewe. Ek wil kan sien. If you want to talk the talk, you need to walk the walk. Ek is moeg vir mense met vals beloftes, want ons sit daar van menigte in ons eie parlement, en ek dink ons mense is ook dik vir dit. Ons sit met leiers wat goed beloof, maar hulle loop nie die pad nie. Ons wil ons land regryk, ons wil ons ekonomie regryk, ons wil ons munisipaliteite regryk, maar elke keer as hy uitgaan, dan sê hy, ek gaan hulle almal openbaar, stil is hy. Ek gaan nie nou politiek praat nie, maar ek is baie keer lus. Ek wil wel vir u sê vandag, die kerk sit in 'n toestand, omdat ons ook praat, maar ons werke pas nie meer by die bekering nie. Want die woord van die Here sê, dra dan die werke wat by bekering pas. Die Heilige Gees is onsigbaar, maar hy's nooit onaktief nie. Is jy met my vanaand? Die Gees is nie 'n krag wat jy kan beheer nie. Hy's 'n persoon wat jy moet gehoorsaam. Die kerk het op 'n plek gekom wat hy voel hy die Heilige Gees kan manipuleer en reguleer soos hy hom wil hê. Ek sê vanaand vir die volk van die Here, 2026 is 'n jaar wat die Gees van die Here in sy volheid gaan manifesteer in ons midde. Maar ons gaan moet oopmaak dat die Gees welkom is in ons midde. Die Heilige Gees is nie meer welkom nie, omdat hy gemanipuleer word, omdat hy deur mense werk. Hy's nie beperk tot mense nie, maar hy werk meestal deur mense. En as mense se lewens nie reg is nie, dan is hulle besig om die Heilige Gees te manipuleer om verkeerdelik te werk. Hulle kan hom beperk, maar die woord van die Here sê, die Gees is die profeet onderworpe. Ek wil vandag vir jou sê, tekens is nie altyd 'n maatstaf van die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Mense wat omval, baie mense val om as jy vir hulle bid, moet nou nie duiwel vat nie, maar ek gaan dit gou vir 'n paar goed sê. 3 mense, okay, ek het seker al vir 10 gebid wat omgeval het, die meeste van hulle het ek reg opgehou. Maar 3 van die wat omgeval het ek demone uitgedryf. 3 mense wat geval het terwyl ek verbid, die Here vir my gesê, is 'n demoon, dryf hom uit, en ek het hom uitgedryf en hy het geskreeu, en hy het uitgemanifesteer en hy's weg. Elke ou wat omval is nie die Heilige Gees nie. Daardeur sê ek nie, as jy omval is nie die Heilige Gees nie. Hoor mooi, nou maak oop jou gees vanaand om te hoor wat ek vir julle sê. Moenie net na tekens kyk nie. Moenie net gaan na goedjies wat gebeur in 'n kerk en nou dink jy is die Heilige Gees, maar die pastoor daarvoor sê, so sê die Here nie. Toets die Gees. Die woord sê, ons mag die Gees toets. As ek die Gees nie gaan toets nie, wil ek vir jou sê, is 'n baie, baie belangrike ding. Die woord van die Here sê in Matteus 7 vers 16, aan julle gevoelens. Die Bybel sê nie, aan julle gevoelens sal julle hom ken nie. Hy sê in Matteus 7 vers 16, aan hulle vrug sal julle hulle ken. Nie hoe jy voel nie. Dis die probleem, party mense wil vandag die Heilige Gees bepaal deur 'n gevoel, en daai gevoel is vleeslik. My vlees kan die Gees nie bepaal nie.
My gees moet dit bepaal. Ek moet kan hoor, daar's aanklank in die gees. Dis daar waar die profeet bid en hy sê, Here, open sy oë dat hy kan sien, dat hy in die gees kan kyk. Jo. Galasiërs 5:22-23 is een van ons grootste maatstawwe wat ons moet gebruik. Dit sê vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, getrouheid, goedheid, selfbeheersing. Ons sien nie meer hierdie vrug nie, maar ons glo die wind waai. Ons sien nie resultaat nie, maar ons glo die wind waai. Ons sien nie verandering nie, maar ons glo is die Heilige Gees. Ek wil gou vir julle een ding sê. Winde breek bome. Al is dit dieselfde winde wat saad saai en laat groei. Die Heilige Gees kan sagkens waai en hy kan jou laat groei. Maar dieselfde Gees van God kan mense omdop. Dieselfde Gees van God, sê die woord, is 'n verterende vuur. Kerk van God, ken u vanaand die Heilige Gees werking nog? Wanneer laas het jy die salwing so tasbaar gevoel in jou huis terwyl jy bid, dat jy gevoel het, Here, maar ek kan nie eers staan weens die teenwoordigheid van u nie. Ek is op my knieë, ek lê op my aangesig van die salwing rus hierso. Ek vra vir u, dis die salwing. Ons praat goed, maar ons leef dit nie meer nie. Ek pleit vanaand by u, terwyl die Here met my praat en hy's ernstig, is my visie, my hart, my droom, my ideaal vir 2026, is om op sosiale media, maar ook ons as gemeente, hierdie jaar die volk van die Here te vat, tot ware herontmoeting met die Heilige Gees, wat sal volg deur wonders en tekens, deur ook die vrug en ware bekering. Sonder bekering beteken jou vrug vir my niks nie. Sonder bekering beteken jou gawes vir my niks nie. Sonder bekering stel ek nie belang eintlik aan niks van jou nie. Want as jy nie bekeer nie, dan is dit jy. Maar as jy bekeer, is dit hy. Amen? As ek nou hier 'n stuk tuinslang sit, gaan almal net hulle mond hou daar op die ander kant om te kyk wat kom uit. Of wil jy daarom eers kyk, wat is die kondisie van die tuinslang en waarna is hy gekoppel? Is dit so? Do not judge. Ek het julle al vertel van daai mooi vuil glase, as jy so eet, dan vang jy aan 'n ou se spaghetti bolognese van gisterand. I do judge. Die Here het my gesonde verstand gegee om self 'n gesonde oordeel uit te spreek. Ek veroordeel nie, maar ek moet kan oordeel of iets reg of verkeerd is. Die Heilige Gees maak die verskil. Die salwing maak die verskil. Weet jy wat's hartseer? Ek sê vir iemand, en mag die Here hulle seën, ek gaan nie teen kerke nie, maar ons is tans in 1,5 kilometer, is ons tans 9 kerke wat hier oopgemaak het. Want elke tweede ou weet, ek kan 'n paar mense trek. Nou vra ek vanaand vir jou, trek ons mense omdat hulle behoefte het, om na die gehoor gestreel te word, of trek ons mense, omdat ons vir die suiwer evangelie gee, van die bloed van Jesus, wat reinig en heilig, wat ons skoon was, wat gesê het, ek gaan weg om plek voor te berei, maar ek stuur vir julle ander trooster, hy wat julle gaan voorberei, hy wat julle gaan leer en lei in alle waarheid, ek gee vir julle daardie verloofde ring, en wanneer ek opgaan, dit is die belofte, dat ek weer sal kom, halleluja, en hy berei my voor, hy reinig my, hy heilig my, hy suiwer my, en hy bring die Christus gestalte na vore, amen, halleluja, dit is wanneer die winde waai, is wanneer die salwing van die Heilige Gees oorvat, en my wil word sy wil, my wil word God se wil, amen. Ek wil vandag vir jou sê, as die kerk nie verander nie, beteken dat die Gees van God beweeg nie meer nie, soos baie mense sê, die Gees van die Here het onttrek, is dit nie dalk eerder dat die volk begin ongehoorsaam raak het nie. En weet jy hoe raak die volk ongehoorsaam? En ek vra Here, begin vanaand by my jackpot giet en help my.
is omdat leiers van die kerk nie meer tyd voor God spandeer nie. Omdat hulle self nie meer die salwing ken nie, maar hulle ken van kerk hou. As mense wat groepe kan by mekaar hou, en deur sy vermoë en haar vermoë kan hulle groepe vermaak, entertain. En daarom kry jy musikante wat wonderlik is, wat mense kan vermaak, en verhoë wat mooi is met vermaaklikheid, maar die salwing wat 'n verandering bring, is nie meer teenwoordig nie. Mag God ons vanaand help. Mag hy by my begin. Mag hy by my, Jacques Potgieter, begin. Ek vra U, Here, help my nader aan U. Ek wil onder die salwing my woord van God afkry. Ek soek dit nie eers op 'n platform, sosiale media of 'n AI nie. Ek soek die boodskap van God af. En dan sê ek, spreek Here, U diensknegt luister, want die Heilige Gees bepaal die behoefte en die Heilige Gees spreek dit aan. En dan kom die salwing deur die musieke en God bevestig sy woord aan ons. Sê amen. Ek wil hê jy moet dit weet vanaand, dis 'n blywende verandering wanneer die salwing kom oorneem. Amen. Ag, julle lyk so opgewonde. Raak opgewonde, kom ons gee die Here eer. Amen. Nikodemus was 'n godsdienstige man. 'n Baie wonderlike, mooi godsdienstige man. Maar hy kom op 'n plek wat hy nou nie meer verstaan. Lekker wat aangaan nie. En Jesus sê vir hom, as jy nie deur water en gees gebore word nie, sal jy koninkryk van God nie kan ingaan nie. Wat nou? Dit maak ons nou nie sê, wat so goed wil jy nou vir my hier vertel? Sonder die salwing gaan jy nie kan hemel maak nie. Die Heilige Gees, ek gaan nou vanaand 'n groot uitlating maak. Moet nou nie duiwel vat nie. Voor jy wil duiwel vat, kom praat met my. Ek is nie so bad soos ek klink nie. Ek het 'n siening. Dit staan nou in Jacques hoofstuk 3 vers 4. Dis nie in die Bybel nie. Ek lei dit wel af, maar dis nie so in die Bybel nie. So ek sê dit nou vir julle. Ek het 'n persoonlike siening, is maar net my opinie. Mag ek 'n opinie lig? My opinie is, die Heilige Gees taal wat ons op aarde ontvang wanneer ons in die Gees spreek, gaan ons hemelse taal wees. Ons gaan nie Hebreëus, Grieks, Aramees praat nie. En ook nie Afrikaans nie. Ek het gedink ons gaan Afrikaans praat. Is ek so lank geoefen het aan. Ek glo ons gaan in die geestestaal bid. En ons gaan in die gees met God praat. Dit gaan nie 'n vleeslike taal wees soos wat ons hom vandag ken nie. Dis maar net my opinie. So ek wil vir jou sê, kom ons oefen hom so lank, want daar's 'n paar goed wat ek wil sê. Ek wil nie daar bo kom en ek weet nie wat om te sê nie. Ek wil begin oefen hoor. Ek het baie, ek gaan klink soos 'n vrou in die hemel. Ek gaan baie praat. Amen. Amen. Hulle praat goeie goed, ek wil ook. Dis hoe ek soos julle wil wees as ek hemel haal. Ander ding wat ek vir julle wil noem, die Gees van God begin nie. Hy begin nie by gedrag nie. Hy begin in die hart. God se Gees begin in jou hart. En dis waar hy sy werk doen. Party mense soek vuur. Maar God begin met die wortels hier binnekant. Spaans wat vir my sê, "Ja, maar ek wil vir die Here werk." Dan sê ek, bid jy in die Gees? Kan jy by God hoor? Het jy die salwing? Ervaar jy dit? Want sonder dit weet ek nie wat gaan jy vir die mense sê nie, want ek kan nie sê wat Jacques sê nie. Ek gaan baie vinnig en ek net so sê so 7 ore. Maar as ek sê wat ek ontvang het, gee, dan sal ek nooit uitgeput raak nie, want die bron is onuitputlik. En die Gees van God laat groei. En daarom vra ek vir u, dis belangrik dat ons nie net wil teologie gaan swat nie, maar ek moet eerder meer tyd in die gebedskamer op die vloer deurbring dalk en met die woord sodat ek die salwing ontvang. Want die salwing van die Heilige Gees, wil ek vir jou sê, het my baie verder gebring in die lewe as enige geleerdheid. En daardeur sê ek, seën hulle Here almal wat leer. Want ons maak byle skerp sodat ons kan beter doen vir u. Maar die salwing maak 'n verskil hoor. Jy kan 'n ou kry, hy kan bijvoorbeeld die keyboard speel. Hy speel hom laat die rook so staan. Dit lyk net so. En dit klink mooi. En dan kry jy volgende hy speel hom. As hom speel en loop die traan. Want dis 'n wind wat waai.
wat jy nie kan sien nie, maar jy sien die reaksie van die wind. Is jy met my vanaand? Dis wat die salwing doen. Die salwing kom nie deur hierdie groot mooi woorde nie. Die salwing kom met iets wat tref. In 'n diens, en sê ek baie keer, wanneer die gees van die Here vaardig raak en ek begin bedien, en volgende week sien ek daar so 'n paar groot manne en die trane loop oor die wang, dan sê ek, Here, dis die salwing daarin, want die gees van die Here maak 'n harde hart sag, die gees van die Here maak van die grootste die kleinste ou hartjie, want dis hoe God se salwing werk. Amen. Glory to God. Ek wil gou vir u sê, die woord van die Here sê 1 Johannes 4 vers 1, hy sê, beproef die geeste, of hulle uit God is. As party mense, uit elke wat verbykom en sê, so sê die Here aan, dan vat hulle die koppie skud en die lywe beweeg, en hulle is in 'n toestand, hulle is in ekstase, hulle het herlewing beleef, was geen verandering nie. Who are you fooling? As dit die salwing is, gaan daar verandering in jou lewe plaasvind. As jy dieselfde bly jaar in jaar uit, dag in dag uit, sê ek nou vir jou, hulle kan al die profete in Suid-Afrika na jou toe stuur, dit beteken niks. Hulle kan vir jou vertel van jou eerste asemteug tot die laaste een wat jy gaan uitgee. Dit beteken niks as daar nie 'n verandering plaasvind in jou binneste nie. Amen. Is ek verkeerd vanaand? Dit lyk so asof hulle kyk asof hoop julle het narkies gehad. Nee, mense asseblief, hoor vanaand my hart. Ek het vanaand 'n begeerte en sê Here, bring 'n verandering in my lewe. As ek kerk toe kom en ek gaan uit en my lewe verander nie, wil ek vanaand vir jou 'n ander tip gee, verander van kerk. Wanneer in my kerk kom sit in die bediening, hier kom luister, as ek vir julle 'n klomp bog vertel en jy kry nie 'n verandering in jou lewe nie, want dan is jy nie besig om te groei nie. Is dit die waarheid? Ek sê nou vir jou, ek verloor jou ere, gaan vir my hartseer wees. Van julle gaan ek baie hartseer wees, van julle gaan ek dalk bly wees. Ons gaan nou nie lieg nie, is woord en waarheid. Maar, nee, ek terg, ek moenie nou loop nie, nou dink jy, dis vir jou wat ek gaan bly wees. Jy sê jou waaroor ek gaan hartseer wees. So bly eerder, jy gaan nooit weet nie. So, wat ek vir jou wil sê, maar wanneer ek hier is en daar's 'n verandering wat plaasvind, want ek verloor jou eerder, soos ek sê, en jy gaan hemel toe, by 'n ander gemeente waar jy gegroei het, as wat jy by my in die gemeente bly en gaan hel toe. Want ek gaan rekenskap gee vir jou. Ek pleit vanaand by jou. Ek pleit by u vanaand. Wil julle nie saam met my hierdie jaar sê, Here, ons gaan die salwing weer soek soos nooit van tevore nie. Ons gaan nie praat van wind nie, ons gaan kyk na die resultaat van die wind. Ons gaan nie praat van salwing in die kerk nie, ons wil die resultaat van die salwing sien, want waar die Gees werking is, daar word Christus verheerlik. Waar die Gees werking is, word Christus verheerlik. Dis baie belangrik, nie 'n mens nie, Christus Jesus. Daar bring dit heiligmaking om te word soos Christus, om te word soos hy. Heiligmaking beteken to be set right, om eenkant te wees, to be different for the right cause. Amen. Dit wek liefde en waarheid en skep gehoorsaamheid aan God se woord, belangrikste van alles vir my. Jy sien nie wind nie, maar as die bome beweeg en as die stof opwaai en die seile begin styf span, dan weet jy die wind is hier. Ek wil vandag vir julle sê, so is dit met die Heilige Gees. Jy hoef nie te sien nie. As almal skreeu, beteken dit nog nie salwing is hier nie. Wanneer almal begin val, beteken dit nog nie salwing is hier nie. Wanneer almal begin sê, ons voel iets, beteken dit nog nie salwing is hier nie. Ek het hier gesê, as hoendervleis salwing is, het Kentucky baie. Maar wanneer almal wat deur hom gelei word, begin om verander te word. Dis wat die woord sê, dis die salwing. Vanaand wil ek vir u vra, die sagte aandwyntjie, wat deur u in my hart waai, die sagte aandwyntjie wat verandering voortbring, kom ons soek daarna. Ek begin by myself. Ek sluit vanaand met dit af. Ek wil hê jy moet ophou om dalk te vra, is die Gees hier of is die Gees daar? Jy moet jouself vra, is my lewe oop vir die Heilige Gees? Want weet jy wat gebeur? Mense raak verhard dat hulle die Heilige Gees nie meer kan identifiseer nie. Die Gees van God kan met jou ontmoet, inspaar, glo jy dit?
Die Gees van God kan met jou ontmoet, waar ook al jy sit. Glo jy dit? Maar is jou hart oop om dit te ontvang? Dit pla my, ons sit met 'n jong generasie wat opstaan. Hulle soek die Here. Hulle wil hom dien. Maar die salwing gaan die verskil maak, van geslag tot geslag. Ek sluit vanaand, en ek vra vir u volk van die Here. Galasiërs 5:25 sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En laat ons vanaand besef dat dit wat ons is en wat ons doen, wil ons nie doen om mense te behaag nie. Vanaand wil ek nie kom en jy beïndruk my nie met hogere woorde of my openbaring van gawes nie. Dis wonderlik. Is natuurlik wonderlik. Ek hou daarvan. Maar vanaand wil ek vir u vra, wil jy nie saam met my 'n lewensverandering ondergaan nie? Laat mense kan kom en ek wil vanaand vir jou sê, Joe, kan ek vir jou iets sê? Jy vanaand hier staan en jy praat oor jou rooi bankie. Staan ek daar en my hart klop, want ek weet waar God jou uitgehaal het en wat hy met jou besig is. En ek sê vir jou, baie mense kan nie dink jy sit in 'n kerk nie. As hulle hoor, Joe, sê ek, you ain't seen nothing yet. He may come from Gutterland, but he's on his way to Beulah land. God vra nie vanaand, waar kom jy vandaan nie? God wil weet, en hy wil hê jy moet weet waar jy in jou pad is. As jy vanaand die salwing koester, sal die salwing 'n verandering in jou lewe bring, in jou huwelik bring, in jou verhouding bring, in jou gees bring, in jou liggaam bring. Alles sal verander wanneer die salwing kan deurwerk. Wanneer ons oorgaan van emosie na salwing toe, sal God gebede beantwoord. Wanneer ons oorgaan van 'n emosiegebed na 'n salwinggebed toe, sal God antwoord met vuur. Hulle praat vanaand, pastoor Johan vertel, waar hy sy hande so gewaai het en toe hy het so omvat, sien hy presies as die pad wat die vuur gaan volg het. Ek wil vir u getuienis gee, because we know the master of the wind, the maker of the rain. Ons staan by geleentheid met 'n gemeentedag, alles is reg, ons wil nou kuier, hier kom die reën. Ons is nooit ondankbaar en ons soek reën. Maar nou sê Here, alles is nou uit, dis 'n gehele gemeentedag, ons hele gemeente staan naby. En ons is so 5 mense wat by mekaar is 'n potjie dag, die potjies is reg, en dis nou amper tyd, ons gaan net beoordeel, en dan gaan ons eet. En hier kom hy reën met 'n vinnige spoed aan. Want weet jy hoekom? Dit wat jy nie sien nie, het resultate gebring, en dis die wind. En die wind stoot hom so oor, en ons sien, hey, hier kom moeilikheid, ons gaan nou swem. En terwyl hy so aankom, voel ek net in my gees, en ek steek my hande uit, ek sê, Vader, ek dank U in Jesus naam. Ek dank U in Jesus naam. En toe ek my hande so maak, terwyl ek my hande maak, toe staan die wat by my is, en hy sien hoe maak hy wolke, so 'n draaie, en hy draai hom so om, en hy gaan net so langs ons verby. Because I know the master of the wind. Ek wil hê moet vanaand weet, dis nie omdat ons iets is nie, en dis ook nie om ons goed te laat lyk nie, maar nou en dan doen God vir ons hierdie wonderwerke, laat ons kan besef dat hy is met ons. En vanaand wil ek vir jou sê, en ek sluit daarmee, ek het nou al gesê, ek sluit, maar ek voel die salwing is hier. En dan weet ek, ons moet iets met hom doen. Die salwing is nie om, net vir my om te voel, dit is nou lekker nie. Die salwing is hier, want hy gaan vanaand jou aanraak. Hy gaan vanaand jou lewe verander. Dis hoekom die salwing is. Ek voel hom, ek voel hy's hier, hy breek bande. Hy wil mense vrymaak. Hy wil mense waarsku. Hy wil mense in gereedheid bring. Want as ons luister na die Gees van God, sal ons behoue bly. Ek wil vanaand vir u sê, ek wil hê jy moet weet, die Here kom en hy wys vir ons van tyd tot tyd deur wonderwerke, en selfs met hierdie getuienisse vanaand, dat ek is die groot ek is. Ek is met julle, ek is by julle. Kyk nie angstig rond nie, ek is met julle. Ek gaan die naweek vir 'n woord bring wat die Here met my besig is. Gee my net kans wat al hierdie goed gaan saamvat, van die brande tot al hierdie goed van vanaand. Die Here is besig met iets. Ek wil vir u sê, hierdie jaar is die jaar van die kinders van die Here. Ek het hom met geweldige teenstand begin. Ek het hom met geweldige vervolging begin. Ek het 'n ou gehad wat my lewe gedreig het. Ek praat van radikaal. En ek het niks, hy ken my nie eers nie. Hy weet van my, seker hy het iets gesien wat hy like nie. Sê vir my ek's op die regte pad. Maar okay.
Ek het hom nog nooit eers gesien nie, ek weet nie wie sy nie. Hy het tot die dood toe my gedreig, my familie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, as God vir my is, wie sal teen my wees? Ek wil hê jy moet vanaand dit weet. 2026 weer die vyand, gaan God sy volk deurdaag soos nooit van tevore nie. En daarom wil hy skynaanvalle bring. Emosie gaan nie staande bly nie. Emosie soek onder vrees en omstandighede. Geloof gaan staande bly. Geloof wat versterk word deur die salwing gaan staande bly. So ek wil vanaand graag vir u vra, en ek sluit daarmee. Hou net vas. Druk deur. Maar gaan vanaand, gaan in hierdie week, gaan in hierdie tyd, en sê vanaand vir die Here, Here, begin met hom praat, en sê ek wil oopmaak vir u. Ek wil nader aan u beweeg. Ek vra u saam met my, kom ons doen dit. Kom ons bid vir 'n uitstorting van die Heilige Gees soos nooit van tevore nie. Kom ons bid vir 'n openbaarmaking van God se Gees soos nooit van tevore nie. Ja, almal het die Heilige Gees, maar almal het nie die teken dat hulle hom het nie. Stem jy saam met my? Kom ons bid dat die Here ons help. Vader, ek wil vanaand bid vir elkeen wat hier is, verskoon en ook elkeen wat live kyk. Here, wat vanaand op 'n plek is en besef, my lewe is 'n gemors. Here, ek is besig met goed wat ek nie meer hoort nie. Ek is besig om goed te doen wat nie my waardes is nie. Ek is besig om myself besig te hou met, Here, met goed wat ek nie hoort nie. Here, daar's mense wat dalk voel, Here, ek het so afgedwaal van U af. Ek is onvrymoedig om nader te kom. Daar's ander mense wat dalk so besig geraak het met die lewensonderhoud om net aan die gang te bly. Hulle het U net weer van voor af nodig. Ek bid nou en ek vra, Vader, asseblief, openbaar Uself aan elkeen wat vanaand sê, hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Gees van God, kom in. Bring 'n verandering. Al is dit net treukie vir treukie. Al is dit net iets kleins. Al is dit net stukkie vir stukkie. Bring 'n verandering in my lewe, want ek wil U dien soos wat U gedien wil word. Ek wil nie meer op my eie trant aangaan nie. Ek het probeer, dit werk nie. Ek het my bes gedoen, dit het nie vir my uitgewerk nie. Ek bid vanaand, Vader, asseblief. Asseblief. Gee my net nog 'n kans. Here, ek praat van salwing, maar wanneer laas het my lewe dit gewys? Ek praat van die wind, maar ek het nie resultate van wind nie. Daar's nie stof wat opkom nie. Daar's nie perkies op die see nie. Daar's nie blare wat beweeg nie. Daar's nie groei wat plaasvind nie. Maar ek praat van dit. Here, ek bid dat U weer doodsbenere sal laat herleef. Ek bid dat U, Here, weer sal lewe bring soos nooit van tevore nie, in Jesus naam. En ons dank U daarvoor. Word U nou verheerlik. Ons wil U loof. Ons wil U eer. Ons wil U prys. Ons wil U naam aanbid. Ons wil U naam psalm sing. Want daar is niemand soos U nie. U is waardig. U is werd. U is God. Ons prys U. Ek loof U vanaand, Here, met my hele hart, met my hele siel, met alles wat binne my is. Wil ek U naam aanbid en bely. Vanaand, Here, erken en bely ek Jesus Christus as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek erken en bely vanaand die Gees van God as die Gees wat gestuur is om ons te kom leer en lei in alle waarheid. Ek erken vanaand die Vader, halleluja, wat sy Seun gestuur het. Here, en ek dank U dat ons as Woord en Waarheid Bediening Suid-Afrika die naam van Jesus Christus as die Seun van God deur die Heilige Gees sal bly bely en erken. Word verheerlik, Vader. Wees nou met elkeen, ontmoet met elkeen, en trek ons nader en spreek met ons deur die woord, drome gesigte, hoe U wil, Here. Maar ons wil net nader aan U beweeg, in Jesus naam. Die volk van die Here sê amen.